Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dit is 'n groot voorreg om so by die eerste Sondag van 2026 op jou skerm te kan wees. En mag hierdie 'n baie besondere jaar vir jou wees en mag jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en aanpak. En dankie dat jy so vroeg in die jaar al reeds inskakel by Luxmonie se geloofsfamilie. Ons is 'n familie wat agter Jesus Christus wil aanloop en in 2026 hou ons aan om dit te doen met die wete dat die Here is die een wat self voorloop. En ons is sy volgers, wat ander mense saamnooi om te kom soos hulle is, saam met ons vernuwe te word en dan weer 'n impak te gaan maak in die wêreld daar buite. Mag jy in hierdie aanlyn erediens ook die Here ervaar en beleef van waar jy ook al afkyk. Dalk is jy nog met vakansie, jy's dalk by die huis of jy's dalk besig om ver te reis. Mag jy werklik die Here ervaar daar waar jy op die oomblik is. En mag jy weet dat deur die Heilige Gees bind die Here alle Christene in die wêreld so by mekaar en ook ons, alhoewel ons ver van mekaar dalk af is ons virtueel en deur die Gees van die Here by mekaar in hierdie oomblik. Die Here wat so by ons elkeen is en gereed staan om ons ook te verras in hierdie nuwe jaar met alles wat hy op ons tafel wil sit en genoeg krag elke dag, nuwe krag om voluit vir hom te gaan lewe. Hierdie Here bring ook vandag dan reeds vir ons 'n boodskap hier op die 4de Januarie se Sondag geleentheid, waar die Here ons herinner dat elkeen van ons is goed genoeg om voluit sy disippels te gaan wees. En ons ervaar dit en ons lees dit saam wanneer ons gaan lees daar uit Lukas uit. Nou, sommer net so 'n vinnige stukkie agtergrond oor die teks wat aan die gebeur is. Jesus is besig om mense te leer, hy's besig om te preek en skares is besig om te vorm om ook na hom te kom luister. En terwyl Jesus dan so besig is om mense te leer, is hy daar by die see van Galilea. Hy het ook 'n ander naam wat ons in die teks gaan raaklees vandag, 'n paar verskillende name wat hulle vir die see van Galilea gegee het in daardie tyd. Maar Jesus is besig om mense te leer en dan ontmoet hy vissermanne daar by die see. En sy interaksie met hulle is dan baie besonder en dit het ook 'n groot impak op die manier hoe ons ook vandag ons eie bediening en ons eie manier van lewe as Christene in die wêreld raak sien. Ek gaan vir ons die teks lees daar by Lukas 5 vers 1 tot by vers 11. Wat sê: op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare vanuit die skuit geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Merkwaardige teks waar Jesus besig is om te bedien, hy is besig om te preek, en wanneer hy dan op hierdie manier, deur hierdie geleende kansel, kan ons dit noem, hierdie boot waarin hy gestaan het en die mense geleer het, wanneer hy dan hierdie mense wat by die werk is, hierdie vissermanne na 'n lang nag wat hulle gewerk het, en hulle niks gevang het nie, dit was 'n onsuksesvolle dag by die werk, sê Jesus vir hulle: maar kom ons gaan probeer nog 'n keer, kom ons gaan weer uit in die diep waters in, en daar gaan ons weer vis vang. En miskien het hulle as ervare vissermanne so 'n bietjie skepties gewees en gedink, maar ek twyfel, ons het die hele nag lank probeer en daar het niks gebeur nie. En hier kom hierdie man wat 'n prediker is, nie 'n visserman soos ons nie, en hy sê maar ons moet nou weer gaan probeer. Maar
tog sê iets vir hulle, kom ons luister, kom ons wees gehoorsaam, kom ons probeer, kom ons maak, soos wat hy van ons sê. Dan wanneer hulle die diep waters invaar en hulle gooi hulle nette uit, ervaar hulle hierdie onsaglike oorvloed, waar die hoeveelheid vis wat hulle vang amper te veel is vir hulle om te hanteer. En op daardie oomblik waar hulle 'n stuk van God se almag begin beleef, begin ervaar dat hierdie prediker, hierdie man wat hier gepraat het, hierdie Jesus is nie net nog 'n man nie, maar hy is werklik die seun van God. Hierdie man het almagtige vermoëns waar hy werklik net kan weet hoe en waar ons werk moet doen, waar ons dit in oorvloed gaan ervaar. En wanneer hulle dan hulle maat saam roep en sê, kom saam, kom, ervaar saam met ons, en hulle hierdie klomp vis in hierdie bote sit, ervaar Petrus iets by homself waar hy net sê, maar ek is 'n sondige mens, hierdie prentjie pas nie vir my lekker by mekaar nie, hier is hierdie seun van God, hierdie almagtige, wat hierdie wonderwerke kan doen, en hier is ek 'n sondige mens, ons hoor tog nie by mekaar nie, Here, gaan weg van my af, want ek is sondig, Here, soos u, hoort nie by my, 'n sondige mens nie, en dan Jesus se antwoord, en dit is juist hier waar die boodskap ook vir ons lê, waar Jesus vir hom sê, ek wil juist by julle wees. Inteendeel, los alles en wees die hele tyd by my. Volg my, kom agter my aan. Ek wil jou gebruik net soos wat jy is. Ja, sondige mens, maar dis juist jou met al jou sondes, met al jou tekortkominge, met jou twyfel wat ek wil gebruik. Ek wil jou gebruik net soos wat jy is. Miskien ervaar die vissermanne op daardie oomblik, maar ons is vissermanne, wat het ons nou om te bied? Ons is nie predikers nie, ons ken dalk nie die woord so goed soos wat Jesus dit ken, of soos wat baie ander dit ken nie. Hoe wil hier die Here ons gebruik? Hy nooi ons nou uit hier op 'n reis, hoe wil hy ons gebruik? Ons is maar vissermanne van beroep. En selfs dit kon ons nie eintlik vandag reg gekry het nie. Maar Jesus sê, kom saam met my. Ek sal jou visser van mense maak. Ek sal jou leer, ek sal jou wys. Ek sal vir jou wys hoe om te gaan bedien. En dan die merkwaardige ding wat gebeur, dat hulle op die oewer kom, hulle sit met hierdie massiewe hoeveelheid vis, maar hulle los alles net so, hulle los die oorvloed net so, en hulle volg vir Jesus. Hulle gaan agter hom aan, hulle los hulle hele lewe net so, hulle werk, hulle beroep, alles wat hulle geken het, alles wat vir hulle bekend was, los hulle net so, en hulle beweeg agter Jesus aan. En hulle word dan Jesus se disippels wat vir 3 jaar lank 'n pad saam met hom loop. Vir 3 jaar lank sien en geleer word hoe om vissers van mense te wees. En hierdie teks is baie besonder vir ons ook so in die begin van 'n nuwe jaar, want dit leer juis vir ons, dit wys juis vir ons, dat die Here wil ons gebruik net soos wat ons is. En baie keer het ons dit in ons kop dat ons is definitief nie goed genoeg nie, ons ken nie die woord goed genoeg nie, ons gaan nie die woorde hê nie, ons gaan nie weet hoe nie, ons het nie die skills nie, ons het nie die talent hiervoor nie. Hierdie is vir ons 'n bewys dat hierdie mense wat eintlik so ver, hulle het gedink hulle is so ver daarvan om te kan bedien, dat Jesus hulle naderroep en sê, dis juist julle wat ek wil gebruik. En net so roep die Here jou ook, om te sê, dis juist jou wat ek wil gebruik. En hulle het nou alles net so gelos, dis 'n baie drastiese stap. Die Here vra nie noodwendig ons moet alles in ons lewe net so los nie. Die Here vra juist, hy wil jou daar gebruik waar jy nou is. Daar waar jy in 2026 gaan beweeg, daar waar jy gaan werk, daar waar jy interaksie gaan hê met ander mense, waar jy tussen jou vriende en jou familie gaan wees, daar waar jy gaan besigheid doen, daar waar jy gaan skool gaan, waar jy universiteit toe gaan, daar waar jy is, daar wil die Here jou gebruik, net soos wat jy is. Met jou sondes, met jou tekortkominge, met al die dinge wat jy dink jy nie het nie, net so wil die Here jou vat en sê, kom, ek sal jou wys hoe om vissers van mense te wees. Ek sal jou wys hoe om met mense te praat, hoe om interaksie met mense te hê, dat hulle 'n stukkie van my hart, my liefde en my genade ervaar. En so wil die Here elkeen van ons ook hierdie jaar gebruik, en hy wil jou definitief ook hierdie jaar gebruik. Wanneer ons Christene is ons outomaties kinders van die Here. En ons het 'n keuse om te maak, of ons kan op die gras staan en luister na die preek, en net ontvang, of ons kan soos
hierdie vissermanne gaan agter Jesus aan en sê, wel hier gaan ons staan nie net en luister en ontvang, neem dit vir onsself aan nie, maar ons doen ook, ons maak van ons Christendom 'n werkwoord en ons sê, ons beweeg uit in die wêreld en daar buite en waar ook al ons besig is om te werk ons soos vir die Here. Beweeg ons agter Jesus Christus aan. Maak ons hom top prioriteit in ons lewe, bo enige iets anders. En ons stap agter hom aan. Ten spyte van ons tekortkominge en ons twyfel en alles wat daarmee saamgaan, beweeg ons agter Jesus Christus aan. 2026 is die jaar waarin ons die geleentheid het om dit voluit te gaan doen. En baie van ons maak nuwe jaar voornemens wat ook goed is. Ons kom nie altyd so 100% by almal van hulle uit nie. Maar nuwejaarsvoornemens is goed, dit gee ons 'n droom en 'n visie van waarheen ons beweeg hierdie jaar en waartoe ons werk en wat ons graag wil bereik in hierdie jaar. Maar maak seker, in jou nuwejaarsvoornemens is Jesus Christus ingebou in elke een van daardie fasette. En elke ding wat jy hierdie jaar wil doen, in elke faset van jou lewe is Jesus ingebou. Want dit is saam met hom wat ons beweeg. Dis agter hom aan wat ons beweeg. Dis hy wat ons lei en ons leer in die waarheid hoe om vissers van mense te wees. En mag die Here jou hierdie jaar help om net voluit vir hom te leef. Mag jy jouself oopstel en net beskikbaar wees en gehoorsaam wees en bereid wees om te sê, ja Here, kom ons gaan werp die nette so wyd as wat ons kan. Kom ons vat al die krag wat U deur die Heilige Gees vir ons gee en ons gaan maak die nette vol en oorvloed. En ons gaan ervaar hoe U deur elkeen van ons werk. Mag die Here jou so seën in 2026, dat jy voluit vir hom sal lewe. Mag jy die dinge wat jou weghou van die Here af, agterlaat in 2025, en hierdie nuwe jaar, net jou lewe so inrig, dat Jesus Christus al hoe meer sigbaar en duidelik word in jou lewe. Mag jy die geraas van hierdie wêreld genoeg uitdoof, dat jy sy stem al hoe duideliker kan hoor, en voluit saam met hom in hierdie wêreld gaan leef. Mag elkeen van ons werklik van ons Christendom 'n werkwoord maak en agter Jesus Christus aanloop. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die groot voorreg om 'n nuwe jaar in te gaan. Dankie vir die jaar wat verby is, Here, en vir alles wat ons beleef en ervaar het. Maar wanneer ons so hier op die nuwe jaar se begin staan, is ons gebed, Here, dat U vir ons sal help om hierdie jaar ook voluit vir U te lewe, in elke faset van ons lewe. Ons gebed is, Here, dat U ons sal help om U in te bou in alles wat ons doen en aanpak. Dat ons U wil sal soek in alles wat ons doen. Dankie, Here, dat U vir ons genoeg krag en genade gee en soveel oorvloed, dat ons U in alles wat ons doen kan inbou. Ons gebed is, Here, dat U ons ook sal help om te weet dat ons enige tyd net kan ja sê om agter U aan te loop. Dat ons tekortkominge en ons sondes nooit in ons pad staan om voluit vir U te lewe nie. Al voel ons soms, Here, dat ons nie goed genoeg is nie, moet ons weet is juis ons gebroke mense in 'n gebroke wêreld wat U net so wil gebruik om 'n verskil te gaan maak. Here, help ons om bereid te wees, help ons om net te kom soos ons is. Daar waar ons reeds besig is in hierdie wêreld, daar waar U ons geplaas het, laat ons daar sal blom as Christene vir die Here. Dat ons Christendom sal uitleef as 'n werkwoord, waar ons werklik die nette sal werp met die mense met wie ons in kontak kom in hierdie jaar, sodat meer en meer mense kan bely en erken dat Jesus Christus is die Here, dat hy lewe, en dat ons dit in ons eie lewe ook meer en meer sal ervaar en sal raak sien. Dankie, Here, dat ons al hierdie dinge voor die voete kan neerlê met die wete dat U voorsien vir ons net so onvoorwaardelik. Wil U, Here, gee dat ons hierdie nuwe jaar voluit vir U sal lewe. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Vriende, baie dankie dat jy ingeskakel het by ons aanlyn erediens. Ons het so 1 of 2 aankondigings wat ons graag met julle deel. Eerstens, as jy vir die eerste keer gekyk het saam met ons vandag, wil ons vir jou spesiaal baie welkom sê en ons wil jou ook uitnooi om hierdie boodskap aan te stuur vir iemand wat jy dink nodig het om dit ook vandag te hoor. Stuur gerus hierdie skakel aan, sit dit op jou status of sit dit op Facebook of stuur dit aan op jou Instagram. Op hierdie manier dra ons ook
die woord van die Here oop en werk op ons die nette so wyd as wat ons moontlik kan. Dan is jy welkom enige tyd in te skakel hierdie jaar. Al ons eredienste wat ons doen in die oggend is op YouTube beskikbaar, sodat wanneer jy reis of nie by die erediens kan uitkom in persoon nie, dat jy op hierdie manier ook by ons kan inskakel. Dit is vir ons 'n voorreg om dit ook so te kan doen. Ons het die geleentheid om die Here met ons offergawe te dien. Kom ons gee dan vir die Here soos wat hy ook op jou hart lê. En baie dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou vir ons doen. Ons is ook besig met ons lofoffer in hierdie tyd van die jaar waar ons vir die Here net ekstra dankie sê vir alles wat die Here vir ons doen. En as hy dit op jou hart lê, kom ons gee ook vir die Here daardie ekstra stukkie sodat hy sy drome kan uitleef deur Luxembourg gemeente ook. Ons gemeentekamp is in Maart maand en jy kan nog inskryf vir die geleentheid. Kyk daar na die datum en die QR-code of die skakel daaronder. Skryf gerus daarvoor in. Dis 'n wonderlike familiegeleentheid waar ons net lekker saam kan kuier as 'n geloofsfamilie. Ons het dan nog een Sondag oor van die vakansie waar ons in Epifanie tyd ook daardie spesifieke temas hanteer en sodra Epifanie verby is, begin die skool weer en dan kan ons net voluit hierdie skoolkwartaal aanpak en ons is baie opgewonde ook vir die temas wat die Here op ons harte gelê het vir die 4 kwartale van hierdie jaar. En ons wil jou nou al uitnooi om asseblief daardie eerste geleenthede van die kwartaal saam met ons te kom bywoon en dan ook toegewy te wees om hierdie hele jaar saam met die gemeente op pad te stap. My gebed is dat 2026 'n jaar sal wees waar jy naby aan die Here sal leef, waar jy sal ervaar dat die Here werk met jou hart en dat hy jou ook instuur in hierdie wêreld en om 'n verskil in mense se lewens te gaan maak. Mag die Here jou dan seën en beskerm, jou lei en jou leer in die waarheid en mag jy weet dat jy ook 'n visser van Jesus is. Amen.